Geliefdes, ons gaan vanoggend saam luister na die wet en ons gaan nie net vanoggend Eksodus luister nie, ons gaan ook luister na Matteus se opsomming van die wet en saamvatting van die wet. Maar voordat ek vanoggend vir ons die wet saam lees, wil ek vanoggend die wet inlei met 'n vraag, wat ek wil hê, hou dit in jou agterkop soos ons dit saam lees vanoggend. En dit is: waarvan is ek 'n slaaf? Of wat is dit wat my vashou in die lewe? Kom ons lees dit saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of van die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbat dag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En dan Matteus, waar Jesus self antwoord as daar gevra word oor wat is die grootste gebod, dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat daarmee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek bring jou terug na die vraag aan die begin, waarvan is ek en jy 'n slaaf? Wat is dit wat vir my en vir jou vashou? Wat is daar die slawerny waarvan die Here aan die begin van Eksodus sê, ek is die Here jou God wat uit jou land of uit Egipte, die plek van slawerny bevry het? Wat is daar die plek waarvan ek en jy verlos moet word? Party van ons sal vanoggend kan sê, ons is slawe van vrees. Anders sal ek sê, ek is slaaf van geld en sukses. Ek wil net meer en vorentoe beweeg. Sommige sal ek sê, my woede, my bitterheid en my onvergewensgesindheid kry die oorhand, ek slaaf daarvan. Ander sal sê, nee, ek is slaaf van mense se goedkeuring, om net goed genoeg te kan wees. Party van ons sal ek sê, dat sonde wat ons oor die jare heen gedoen het, of jare terug gedoen het, beheer geneem het oor my lewe. Maar geliefdes, dan moet ons vanoggend besef, wanneer ons die wet hoor, die Here gee net sy wet om ons te kom vasbind nie. Ons te kom vashou nie. Dat ons verstrengeld raak in hierdie sonde begrip nie. Maar hy kom gee ook vir ons die wet om ons vry te maak, om hom lief te hê en hom te dien. En dan wil ek vir jou vra, wanneer jy dit vanoggend in gedagte hou, dat die wet ons nie net kom aankla en ons kom vasbind nie, maar ons kom vrymaak. En met hierdie vraag, waarvan is ek 'n slaaf? Wat hou my vas? Wil ek vir jou 'n oomblik gee vir stil gebed by jouself. En jou uitnooi, kom, lê dit neer voor die Here vandag. Vra vir hom om jou vry te maak daarvan. Want ons is nie meer slawe, vasgevang in ballingskap nie. Ons is vrygemaak om die Here lief te hê en hom te dien. Kom ons word vir 'n oomblik saam stil.
Amen. Geliefdes, wanneer ons die wet so hoor en ons kry geleentheid om ons harte oop en leeg te maak voor die Here en in stilte voor hom te kom, dan kan ons nie anders as om te reageer met 'n loflied vanoggend, kom dank nou almal God nie. Met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen. Kom ons staan en sing ons hartlik tot eer van die Here, omdat ons ook dan 'n lewe van dankbaarheid kan leef, omdat hy dit vir ons moontlik maak. Kom dank nou almal God, met hart en mond en hande, loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande, van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trou bewaar, en tot vandag toe nog, geseën en gespaar. O God, so ryk en goed, gee ons solank ons lewe, altyd 'n blye hart, as dit U wil is vrede, laat U genade ons beveilig teen gevaar, en donker ure ons van struikeling bewaar. Lof heerse ons voor God, die bron van alle lewe, die Vader, Seun en Gees, almagtig en verhewe, ene God ons roem, U krag en majesteit, o Heer, ons wil U noem, ons God in ewigheid. O Heer, ons wil U noem, ons God in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons Here Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het vanoggend om as gelowiges saam in U huis te mag wees, Here. Saam met medegelowiges, saam met U kinders. Here, dankie dat ons vanuit 'n Pinkster kan kom na vandag wat 'n Pinksterfees is, Here, wat ons net weer bewus word van die volheid van die Gees wat in ons kom, wat ons lewe kom verander, wat saam met ons gaan, Here, waar ons nie alleen is nie. Here, wil U gee dat ons vanoggend U op 'n besondere manier sal beleef en ervaar as hier by ons. As gasheer, Here, wat ons innooi en kom sê, kom deel in my volheid. Here, van die woord tot by die sakrament, van die nagmaal later in die erediens, mag dit alles wees, Here, tot eer en verheerliking van U naam. Tot die uitbrei van ons elkeen se verhouding met U. Here, maar ook dat ons sal beleef dat ons nuwe krag kry vir vandag en die week wat voorlê. Here, dankie dat ons vanoggend kan kom dink ook aan hulle wat nie vanoggend saam met ons in die erediens kan wees nie. U ken die omstandighede, Here, in detail. En ons wil vir U vra dat U ook by hulle sal wees. Hulle in genade sal raak sien en dalk sal uitkoms gee. Here, en mag ons ook dalk as hulle oor ons pad kom in die week wat kom, iets
deel met dit wat vandag vir ons beteken het. Dat U hier sal bly, Here, maar dat dit sal voortvloei in ons lewe wat kom. Dankie, Here, dat U vanoggend die een is wat ons kom ontmoet, soos ons is. Here, U stel nie onbillike standaarde nie. U sê nie vir ons, ek is klaar met jou nie. U sê vir ons, wees gehoorsaam aan my. Ek sal vir jou genade gee. Ek is vir jou lief. En daarvoor sê ons vir U dankie. Seën ons saam wees. Ons bid dit U naam alleen. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend saam met Handelinge hoofstuk 4, vers 23 tot 31. Dis welkom om oop te maak of om saam te volg. Handelinge 4, vers 23 tot 31. Die opskrif van die gedeelte is die gebed van die gelowiges. So hou die gebedgedagte, so 'n bietjie in gedagte. Ons gaan later in die preek terugkom na gebed toe. Maar die opskrif is dan die gebed van 'n gelowige. Kom ons lees saam. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam met God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar, gesê, waarom het heidene nasies te keer gegaan en het volke sinnelose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen die heilige dienaar Jesus, wat deur U gesalf is. En hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Nadat hulle gebid het die plek waar hulle bymekaar was geskit. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Ons lees tot sover. Ons jongmaats, julle is welkom om hier na vore te kom. Gaan ons die punte blameer. Ja, julle raak al hoe minder voor. Gaan goed met julle? Goed. Maat, ons gaan vanoggend bietjie met mekaar saamgesels oor dit. Wie kan vir my sê wat is dit? OK, die linkerkant is 'n ligballon en die regterkant is goeters. Wat's dit? Ja? 'n gewone ballon. Nee. Goed. Nou, ek wil 'n bietjie vandag met julle praat oor wat beheer jou. Nou, beheer kan ook 'n groot woord wees, maar dit is iets wat sê, wat beweeg jou iewers heen? Nee. OK, partykeer is daar mos iets wat ons in 'n rigting in dwing. Stem julle saam? Nou, ek sê gou vir my, wat beweeg 'n ballon? As ek nou hier 'n ballon in my hand gehad het, wat nie opgeblaas was nie, dan was dit net 'n leë ballon, nee. Ja. Maar wat sou hom beweeg het? Wat moes ek gedoen het met hom dat hy beweeg?
Help my gou 'n bietjie. Daai ligballon is in die lug, hy is besig om te beweeg, maar as hy op die grond was, wat moes hy gekry het voordat hy beweeg het? Ja. Okay, die vlam, wat maak die vlam? Iets het my julle twee dit al gesien. Wat is dit, ja? Sê. Okay, maar wat laat hom opgaan? Die lug, nee. Okay, 'n ballon is maar net 'n leë ballon. Soos jy opblaas jy, dan sit hy maar net daar. Nee, stem jy saam? So 'n ballon het lug nodig. Nee. Nou die lugballon as hy op die grond lê, dan steek hy die vuur aan en dan kyk in die begin dan maak hy vlamme so lank, nee, dat hy lekker vol lug kan kom. En as hy eers in die lug is en so aan, dan maak hy vlammetjie bietjie kleiner, nee. En ons is partykeer nou gelukkig as ons gewone ballonne gebruik, dan sit ons helium in. Dan bly ons nog in die lug ook. Nee. Maar hulle het nog steeds daai lug nodig. Okay, nou as ons die vraag vra wat beheer jou of wat beweeg jou? Wie sal julle sê is dit wat ons moet beweeg in ons lewe? Wie het ons nodig? Jesus. Nee. Goed, en wie het hy vir ons gegee dat ons vir Jesus het by ons elke dag? Wie beweeg ons elke dag? Help my bietjie. Ja? Die Heilige Gees, right. Goed, die week wat verby is, het die ouers saam Pinkster gevier. Ek weet nie wie van julle het saam gaan Pinkster hou nie. Nee, maar toe het ons geluister oor die Heilige Gees. Nee, en vanoggend is dit Pinkster fees Sondag en ons kyk na die Heilige Gees en die rol van die Heilige Gees. Goed, maats, nou as mens gaan kyk na die Heilige Gees wat ons vul, dan kom die Heilige Gees en hy kom haal kwaad uit ons lewe uit. Want dan kom beweeg hy ons weg van die kwaad af. Hy kom vat lelike woorde van ons al weg. Want hy laat my onthou as ek verkeerd praat en sê vir my, nee, ons praat nie so nie. Nee? Hy kom vat daai jaloesie op 'n maatjie om te sê, nee maar, ek wil hê wat jy het en ek wil jou seer maak want jy het iets wat ek wil hê en so. Hy kom vat daai jaloesie ook by ons weg. Nee. En dan vrees of bang. Wie van julle is al bang? Ja, ons almal was iewers in die lewe bang, nee. Maar die Heilige Gees kom help ons ook om nie bang te wees nie. En dan is dit bang vir die lewe. Want partykeer kan die lewe maar partykeer ons bang maak. Nee, as ons nie weet wat vir ons voorlê die volgende dag nie. Maar dan is die belangrike vraag om te vra, as die Heilige Gees ons dan volmaak en hierdie dinge uit ons lewe uit wegvat, wat is dit waarmee hy ons lewe volmaak? En dit is, hy help ons om lief te wees. Nee? En daai liefde leer ken ons in Jesus. Om te gaan lief wees soos wat Jesus is. Hy leer ons om gehoorsaam te wees. Om te doen wat reg is. En om Jesus te volg. En julle kan 'n mooi vanoggend sien, ons lê die nagmaal hier gereed, nee, vir later gaan ons dit saam gebruik, die wyn en die druiwesap en die brood. En wanneer ons vanoggend die nagmaal gebruik, dan besef ons Jesus het gekom om ons 'n nuwe lewe te gee, 'n nuwe hart te gee. En die Heilige Gees, as die Heilige Gees ons hart laat inkom, dan help die Heilige Gees om daai nuwe hart groter en sterker te maak in ons lewe. Maar wie ons hart vol beïnvloed hoe ons lewe. So as ons nie die Heilige Gees gaan toelaat nie, dan gaan ons lewe soos wat ons nie moet leef nie. Maar as ons die Heilige Gees toelaat om in ons lewe in te kom, dan gaan hy elke dag help dat ons bietjie beter en nader aan die Here kan beweeg en om te groei. Gaan jy dit onthou? Ja. Goed. So wie wil ons hê moet ons lewe beheer of ons beweeg? Die God, ja, die Heilige Gees, nee. Goed. So julle moet dit onthou. Nie 'n maatjie nie jouself nie omstandighede nie. Die Heilige Gees help ons om lewe te beweeg. OK. Goed, julle kan 'n sweetie kry en die maat wat toe bly sit dat julle so verby stap terug banke toe, vat sommer vir hulle ook 'n sweetie. Dan gee julle vir hulle. OK. Julle kan vir julle kom kry. Reg. Goed.
Geliefdes, ons staan vandag stil by die tema gevul met die Heilige Gees. Om werklik vol te wees met die Heilige Gees in ons lewe. En wanneer ons vanoggend nadink oor Handelinge 4 wat ons saam gelees het, dan is dit 'n gedeelte waarin die disippels hulle self in 'n moeilike plek in hulle lewe bevind. Dit is 'n plek waar Petrus en Johannes gearresteer was, hulle is nou vrygelaat, maar hulle word bedreig, daar is druk, vrees hang in die lug. Maar dan is dit opvallend om te sien dat hierdie gemeente nie uit mekaar uitval, of moed opgee, of te sê, ons sien nie meer kans nie, hulle hardloop nie weg nie, hulle raak nie stil nie, hulle reaksie is om saam te begin bid. In hierdie omstandighede, sê hulle nee, kom ons bid. En wanneer hulle bid, dan gebeur daar iets wat ek dink ons sukkel om dit regtig in te neem waar daar staan, dat die plek het geskit, en hulle is met die Heilige Gees vervul. En dan hoor ons, nadat hulle met die Gees vervul is, het hulle vrymoedigheid gehad om die woord van God te gaan verkondig. Die manier hoe hulle gereageer het uitgeloop op 'n resultaat, dink ek, wat hulle nie eers verwag het nie. Maar ook getrou, dit wat hulle gevra het, die Here vir hulle gegee. 'n plek wat skud, vervul met die Heilige Gees, vrymoedigheid om die woord van God te verkondig. En dan wil ek volgende begin met die eerste gedeelte wat ek uitlig. Die Heilige Gees dryf gelowiges na gebed toe. Vers 24 sê, toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid. Die gemeente se reaksie was nie in die eerste plek paniek nie. Dit was nie woede of moedeloosheid of 'n negativiteit nie. Dit was om te begin bid. Wanneer die Heilige Gees in 'n mens werk, dan dryf hy jou nader aan God. En God wat dan vir ons bevestig, ons is nie alleen nie. Hy is die koning. En hy verloor nooit beheer nie. Maak nie saak van die omstandighede nie. Hy bly in beheer. Die gemeente begin deur God groot te maak, om die lof aan hom te gee, om te erken wie hy is. Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. Hulle kyk nie eers na hulle probleem nie. Hulle kyk eers na wie God is. En dit is dikwels ons as gelowiges se eerste, beste, grootste fout wat ons maak. Ons sien eers die probleem raak, voordat ons vir God raak sien. Geliefdes, en ek sê is 'n fout, maar is menslik. Maar soos ek en jy die Heilige Gees toelaat om besit van ons lewe te neem, word ons verander om anders na die lewe te kyk en te reageer. Gaan ons op 'n punt kom wat ons sê, voordat ek die probleem raak sien ek vir God raak. Val ek terug op wie God is. Ons kyk baie keer lank na ons vrees. En ons vergeet hoe groot God werklik is. En dit is ook nodig om weer vir mekaar te laat besef, God is groter as ons vrees. Maar die tweede punt is ook belangrik. Ek het net nou begin met die vraag, waarvan is jy 'n slaaf? Wat hou jou vas? Toe ons geluister na die wet. Maar die Heilige Gees maak ons vry van slawerny. Ek en jy is nie meer vasgevang in boeye nie. Ons is nie meer beperk tot dit wat die wet vandag van ons vra nie. Wat ons wel vandag vir mekaar kan sê, daar is wel iets wat beheer neem oor ons menslike hart. Vir die disippels kon vrees hulle baas geword het. Maar die Heilige Gees bevry hulle van daardie vrees. Dit is die Gees wat dit doen. Hy breek die kettinge wat ons vashou.
Die Heilige Gees kom bring daar die verandering. Sonde hoef nie meer my en jou baas te wees nie. Skaamte hoef nie ons identiteit te wees waarin ons geken word nie. Vrees hoef nie jou lewe te beheer nie. Bitterheid hoef nie jou hart toe te sluit nie. Geliefdes, al hierdie dinge is iets wat ons voor die Here kan gaan neersit en sê, vat dit van my weg, maak my vry daarvan af. Breek die kettinge. Vat weg die boeie. Romeine 8 herinner ons, die Gees wat lewe gee in Christus Jesus, het jou vrygemaak. Maar wat beteken hierdie vryheid, as ons praat van ware vryheid? Dit beteken nie, ek doen wat ek wil nie. Dit gee my nie vrye teels nie. Om nie te sê, ons gaan net aan nie. Ware vryheid beteken, ek behoort aan Jesus. En dit sien ons ook, as ons kyk na die nagmaal. Die brood en die wyn herinner ons, Jesus het vir my en vir jou die prys betaal, ek en jy is vrygekoop. Daai sonde skuld wat teen ons lewe vasgespijker wil word. Kom sê Jesus, dit is ongeldig, dit is afgehandel. Ek het dit klaar betaal. Maar dan kom die Heilige Gees ook en hy gee vrymoedigheid. Die gemeente bid nie, Here, haal ons uit hierdie moeilikheid uit nie. Hulle bid, Here, gee ons vrymoedigheid. In vers 31, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. Geliefdes, hoeveel van ons het nie vandag die vrees om te gaan praat oor die Here, daar waar ek en jy beweeg elke dag nie. Dat daar die vrees 'n oorhand kry in ons lewe en ons gevange neem. Ons hoef nie in daai vrees vasgevang te wees nie. Ons kan ook vir Here vra, Here, gee my vrymoedigheid om u woord te verkondig. Die Gees maak nie noodwendig by in jou omstandighede makliker nie. Dit is so. Maar hy maak ons as gelowiges deur ons omstandighede sterker elke dag. Die wêreld probeer ons as gelowiges stil te maak deur vrees, deur druk, deur twyfel, deur sonde, deur afleiding. Maar dan kom die Heilige Gees aan die ander kant en hy kom gee ons moed en hy sê, nee, hou aan Christus vas. Leef in die waarheid. Ons moet leef om lief te hê. Ons moet lewe met vergifnis. Ons moet gaan getuig. Die Heilige Gees stel ons in staat tot vrymoedigheid. Maar dan kom die nagmaal en herinner ons ook dat ons nie alleen staan nie. Ons staan nie alleen nie. Ek en jy is nie vandag alleen nie. Die tafel, soos hy ook voor ons staan, en ons kan kyk na die tekens vanoggend, kom herinner ons, Christus het klaar oorwin. Geliefdes, staan ek en jy op in die oggend met die gedagte, ek leef in die oorwinning van Christus. Of laat ons toe dat die wêreld nog steeds vir ons sê, jy ellendige mens, sondaar, jy verdien nie die Here se genade nie. Wie wil ons glo, die wêreld of God? Hy het die oorwinning behaal. Die brood sê vir ons, sy liggaam is vir ons gebreek, die wyn, dat sy bloed vir ons vergiet is, om ons sonde te betaal. En die Heilige Gees kom en verseker ons, jy behoort aan Jesus. Geliefdes, ek en jy hoef nie te twyfel daarin nie. Die Heilige Gees kom verseker ons, dat ons die Here se kind is. Daarom kan ons na die tafel toe kom, nie as perfekte mense nie, maar as genadiges, omdat ons in die genade van die Here opgeneem word. Ons kom afhanklik, nie as mense wat hulle self bevry het nie, maar as mense wat deur Christus bevry is.
Ons word by die nagmaal ook bewus dat, Here, ek het U nodig. Elke dag. Ons kom met ons swakheid, met ons worsteling, met ons sonde en ons vrese. Nes ons is, kom ons vanoggend na die tafel toe. Terwyl die Here vir ons gasheer is, nooi ons uit. En die Here kom ontmoet ons in sy genade. Geliefdes, miskien sit u vanoggend van u met die gedagte, ek sit vas. Vas in sonde, bekommernis, skuld, verslawing, vrees, moedeloosheid, moeilike en ongemaklike omstandighede, dat jy nie antwoorde het nie. Dalk voel jy vandag, ek sit vas. Dan wil ek jou uitnooi om vanoggend die goeie nuus van Handelinge 4 te hoor. Die Heilige Gees kom verander mense. Kom beweeg ons as mense na God se wil toe. Hy vul ons as gewone mense. Mense wat ook maar bang word. Mense wat ook maar gebroken is. Hy gee vir ons elke dag nuwe moed, nuwe hoop, nuwe krag en 'n nuwe lewe. Die plek waarin die disippels gebid het geskit. Maar nog belangriker, hulle as disippels is verander. Doodgewone mense is verander deur die Heilige Gees. Dis wat gebeur het wanneer die Heilige Gees mense kom vervul. Dis nie net emosie nie. Dit is nie net 'n klomp mooi woorde nie. Dit is 'n veranderende hart. Dis 'n proses. Dis iets waarna ek en jy elke dag kan uitsien en verseker van kan wees. Ons kan uitsien daarna om te gaan leef as vrygemaakte mense. Gelowiges met vrymoedigheid. Daarom, geliefdes, is my gebed vanoggend, mag die Here ons ook vandag vul met sy Heilige Gees. Sodat ons nie slawe van die wêreld sal wees nie. Binne ons omstandighede, ons worsteling, ons vrees, ons kan vanoggend daai lys uitbrei na dit wat jy dalk self in jou lewe beleef. Maar mag ons gaan leef as vrygemaakte mense, wat aan Christus behoort, en wat vanuit sy oorwinning lewe elke dag. Amen. Ek gaan vra dat die kerk wat vorentoe kom, dan gaan ons die tafel net voorberei en die tekens uitdeel. Terwyl ons die tekens uitdeel, ons vra dat julle rustig sal wees, ons gaan dit lekker gemaklik uitdeel en klaar afhandel. Terwyl ons dit doen, gaan ek die lied speel, die lewens, of u het die brood gebreek, jammer, gespeel in die agtergrond, en ek gee die geleentheid om ook dit te gebruik as voorbereiding, as ons kom na die nagmaaltafel. Kom ons word stil en die kerk wat julle kan vorentoe kom asseblief.
Goed, dankie kerkraad. Kom ons kyk net, is iemand oorgeslaan aan my regterkant met die brood onder? Aan my regterkant bo op die galery regs. In die middel voor my, brood. Aan my linkerkant onder. Bo iemand met die brood oorgeslaan? Nee. En dan aan my linkerkant met die wyn of die druiwesap, bo oorgeslaan. Onder, in die middel. Aan my regterkant, bo. Nee, dit lyk reg. Dankie kerkraad, julle kan vorentoe kom. Geliefdes, ons het al by 'n vorige geleentheid mekaar gesê dat as ons kyk na die nagmaal, dan gaan dit ook oor geloofsversterking. En daarom wil ek hier vanoggend uitnooi voordat ons genadink oor die nagmaal en die tekens instellings saam gebruik, dat ons ook weer ons geloof saam hardop bely aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Jy is welkom om oor ons saam te volg en dit dan saam te bely. Kom ons bly dit saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, wanneer ons nadink oor die nagmaal, dan weet jy, dis altyd daar die punte wat ek uitlig, maar ek wil vanoggend vir ons die samevattingsgedeelte voorlê, en dan gaan ons weer aan die begin van die formulier hoor hoe dit ingestel word. Die nagmaal is 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in 'n Christelike feeslikheid te vier en opnuut daarvan verseker te word.
En dit is ook 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting. Die Here Jesus het self die nagmaal ingestel en daarvan kom Paulus en hy getuig, ek het van Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. En dan hoor ons, die Here het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem, nadat hy die Here daarvoor gedank het gebreek, en daarna het hy ook net so gemaak, na die maaltyd die beker geneem, die Here gedank en het uitgedeel. En dan word gesê, elke keer as julle van hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy weer kom. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd, waar die verbintenis tussen Christus en gemeente telkens nuut gemaak word. En mag dit, soos ons dit gebruik vanoggend, hierdie brood en hierdie wyn, mag dit vir ons vanoggend waar word en weer eens bevestig word, dat ons in verbondenheid met die Here leef. Dat ons in sy volheid deel, sy genade, sy verlossing, en dat hy ons elke dag bystaan, in ons geloof en ons sterk maak. Geliefdes, die Here Jesus het aan die brood geneem, maar die Here daarvoor gedank en hy het gebreek, en hy het vir sy disippels gebreek en van aangegee en vir hulle gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my nagedagtes. Kom ons gebruik dit saam. Die Here Jesus het ook die beker geneem en hy het gesê, dit is my nuwe verbond, my bloed vergiet door die skuld van julle sondes. Neem dit, drink dit en weet, dit is vir julle. Kom ons gebruik dit saam. Ek wil net vra, is daar dalk iemand wat gebruik wil maak van die beker? Julle het 'n aanduiding gee? Lyk jy so nie. Kom ons word saam stil en dan bid ons saam. Here, vanoggend is dit vir ons 'n voorreg om saam om die nagmaaltafel te wees, Here, waarvan U die eregas is. U wat ons innooi om te sê, ons leef in verbondenheid met U, Here. Om ons geloof te versterk, om ons te bevestig, Here, dat U die oorwinning reeds behaal het. U het die skuld betaal en ons kan vanuit daar die vergifnis van sonde vrygemaak gaan lewe as nuwe mense. Here, en daarom kom vra ons vanoggend vir U ook vanuit die prediking uit, Here, help ons om te gaan leef as mense met vrymoedigheid, gevul met die Heilige Gees, wat ons lewe beweeg, daar waar U dit graag wil hê. Here, dat ons nie op onsself en die wêreld sal staat maak nie, maar dat ons U sal kom opsoek in ons lewe, dat ons krag in U sal kom vind, en dat ons so sal gaan lewe, Here, dat U ook daardeur verheerlik mag word. Here, wees met ons elkeen, gee dat ons dit wat ons vanoggend gehoor het, beleef het, ervaar het, met mekaar gedeel het, ook in die week wat voor lê, en ons gedagtes sal koester, en daarin sal vashou, Here, as 'n vaste versekering. U is met ons.
Dankie vir u liefde en die genade. En dat ons dit vanoggend in u naam mag bid, Here. Want u is alleen, Here, oor ons lewe. Amen. Geliefdes, ons gaan saam afsluit met ons slotlied, O Heer my God, as ek in eerbied wonder, al die werke elke dag aanskou, ons word bewus weer van die Here se grootheid. Kom ons staan en sing ons hartlik saam, en dan gaan ons verder.